Tyd vir nuus van die week. Hallo Liesel. Hallo Davie. Heerlik om jou te hê. Stem ek het jou oortuig dat rentekoerse daar moet bly sorg weg van nou. Het ek jou oortuig? Ek dink ek is oortuig hoor. Dit was maklik. Maar is 'n paar ander dinge waaroor ek nie noodwendig oortuig is nie. En dit is een daarvan is dat die president met die Madlanga kommissie nou weer 'n keer 'n kommissie aangestel het. Of 'n subkommissie. Wat noem mense dit? Ja, kyk, dis heeltyd komitees en kommissies en allerlei dinge wat maar intussen wat belangrik is van die Madlanga kommissie van hierdie week is die president hulle het vir hom 'n voorlopige verslag in Desember gegee en hy het toe nou aangekondig hierdie week dat daar amptelike vervolging of kriminele vervolging moet kom. Dis 14 mense wat hier betrek word. Ek meen 2 van hulle is baie senior, is die hoof van die valke in KwaZulu-Natal en die hoof van georganiseerde misdaad. Nou die onthullings by die Madlanga kommissie het ons almal laat regop sit en ons hare laat reis. Dis dan vreeslik. Sedert Oktober verlede jaar. Ek meen mense kan amper nie eens al die skandes onthou nie. Ons 'n klomp betrokkenheid van Woesie Musikat Matlala wat ons mos nou weet betrek by 'n klomp baie skelm of beweerde skelm tenders en so aan. En daar was byvoorbeeld weer hierdie week by die Madlanga kommissie getuienis oor 200 miljoen rand se kokaine wat iewers weggeraak het. Wat verdwyn het. Kan jy dit glo? En mense en almal wat sê maar hulle was nie bewus dat daar inbraakprobleme by die betrokke polisiestasie is nie. So ja, so dit is maar ten minste is daar 'n vordering en dit lyk asof daar opgetree word. Jy reken as vordering, ek hoop maar so. Die enigste vreemde ding is ook dat die president het gesê hy gaan niks teen die minister doen nie. Dis my vraag aan jou. Want Senzo Mchunu is op die oomblik op verpligte verlof en die president het gesê nee, die proses moet eers afgehandel word voordat hy iets aan Mchunu doen, maar hy is ook betrek by verskeie van die getuienis by die Madlanga kommissie tot. Hy's nog amptelik die minister nie waar? Hy is nog amptelik die minister. Kyk, sit by die huispeel met sy vingers en word betaal. Ja, hy word betaal soos wat dikwels ongelukkig gebeur met hierdie tipe ondersoeke. Mense sit vir maande of jare selfs by die huis. En ons het nou vir professor Firoz Kachalia wat instaan as minister van polisie. Lyk my doen nie 'n te slegte job sover nie. Net vinnig een Simonstad is weer 'n keer 'n kommissie oor ding nie waar nie. Ja, kyk, in plaas daarvan dat ons net uitvind wat presies daar gebeur het, bel die ministerie en bel die bevelvoerders, is daar nou 'n kommissie aangestel om te kyk wat presies het gebeur met die omstrede deelname van Iran aan die vlootoefeninge by Simonstad. Dis uitregter Bernard Ngwepe wat daai ondersoek gaan lei. Ons het eintlik gedink ons gaan binne 'n week. Die minister het ons oorspronklik gesê sy sal binne 'n week laat weet wat gebeur het. Dis nou al 'n hele ruk later en nou begin die ondersoek. En natuurlik ook die Amerikaanse media het die New York Times byvoorbeeld het hierdie week oor die tipe goede verslag gedoen terwyl ons in die posisie sit wat ons wag om te hoor wanneer kan ons weer met die Amerikaners praat oor handelstariewe. Maar dis baie maklik. Tel die telefoon op en sê jy's gefire. Jy het nie geluister wat ek sê nie, fire hom. Ja. Dis so maklik soos dit. Ja. Luister, hierso so gepraat van Donald Trump is op hierdie stadium besig met ander dinge, maar dit lyk my Melania, dit is nou die agbare mevrou Trump, het 'n fliek gemaak en die fliek is nou nie meer te sien in Suid-Afrika. Nogal jammer, ek sou graag wou gaan kyk. Kyk, Dawie, die enkele resensies wat al uitgekom het is grie. Hulle sê dat die fliek is verskriklik vervelig. Dis teen 'n koste van, ek dink Jeff Bezos het iets soos meer as $100 miljoen spandeer aan die regte en die bemarking en so aan. Is nou 'n sogenaamde dokumentêr oor die aanloop, sover ek nou weet, die aanloop na Donald Trump se inhuldiging en Melania is daar en Trump het verseker kere gegaan oor wat 'n wonderlike fliek dit is. Nou die New York Times het ook berig oor die feit dat dit nie in Suid-Afrika vertoon gaan word nie, want Sterkie New Metro het lyk my besluit iets te doen met die huidige klimaat. Nou ons is nie seker wat dit beteken nie, maar dit gaan waarskynlik weer eens nie goed af. Lisa, dankie dat jy by my draai kom maak. Hierdie goeters kan mens nie ernstig. Ons kan dit nie uitdink. Nee, kan dit nie uitdink dit gebeur net in Suid-Afrika. Nee, wat ek maar vir Melania graag gaan sien.